Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons U naam mag groot maak, dat ons U mag oordink. Vader Jahwe, dankie dat ons U liefde kan leer ken. En dankie dat dit alles moontlik is omdat U ons eerste lief gehad het, omdat U ons eerste geken het. En Vader Jahwe, van voor die grondlegging van die wêreld af, en dit laat ons so klein word voor U, want U almag en U liefde is so groot. Dankie ook vanmôre dat ons in U naam kan vergader, en ons gebed is, word U dan in ons midde ook verheerlik. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, en U wil geskied in ons lewens. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. U kan gerus sit, geliefdes. Hartlike goeiemôre aan almal. En so verrassing dat ek in Bloemfontein is en nie in die Noord-Transvaal is nie. Dankie vir almal daai kant vir die begrip dat ons die dienste kon uitgestel het so bietjie weens die geliefdes. Kom ons blaai saam na Psalm 32 toe. Psalm 32, en ons teksgedeeltes kom uit seker die twee duidelikste psalms rondom die genade van skuldvergifnis. En daarom die tema van vanmôre se boodskap is die wonder van vergifnis. En u sal sien Psalm 32 en Romeine 7 is daai uitstaande gedeeltes wat handel oor Jahwe se genade vir ons. Kom ons begin daar by Psalm 32. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. En dan gaan hy na vers 2 toe, en hy sê daai pragtige, hy gaan verder met hierdie kosbare gedagte, welgeluksalig is die mens aan wie Jahwe die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my, gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Jahwe my oortredinge bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, Sela. Daarom sal elke vrome U aanbid in die tyd as U te vind is, ja, by die oorstroming van die groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my, U bewaar my vir benoudheid, U omring my met vrolike gesange van bevryding, Sela. En dan daai bekende, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muil esel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem en toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op Jahwe vertrou, met goedertierendheid sal hy hom omring. Wees bly in Jahwe en juig oor regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Dis 'n pragtige genade van Jahwe se goedheid, van daardie vergifnis. Nou, ons tweede gedeelte kom uit Romeine 7 uit, wat ons ook goed ken. Romeine 7. Vers 24 en 25, daai baie bekende deel, vers 24, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank Elohim, deur Yeshua Messia, onse heerser. Tot sover lees ons saam. In al twee hierdie gedeeltes begin dit amper by daai absolute moedeloosheid, daai Paulus stel dit so mooi, wie sal my kan red van hierdie sondige liggaam? Wie sal iets aan my kan doen? Wie kan my verlos van hierdie gebrokendheid? Wie kan
iets doen wat ek kan nie self nie. En ons kry daai selfde in Psalm 32. Psalm 32 net met welgeluksalig is die man wie se oortredinge bedek word. Want die werklikheid is wanneer ons 'n regverdige straf kry vir ons oortredinge, dan is daai selfde woorde wat Yeshua in Matteus 23 vir die Fariseërs sê, wee julle, ook van toepassing op ons. Want die oomblik as ons die regverdige loon van ons dade ontvang, dan is daai selfde oordeel ook oor ons, dan kan ons ook sê, wee my, ek is nietig. En daai woorde van Jesaja, wanneer hy sê, wee my, ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk onrein van lippe. En as daar een ding is wat ons ken in onsself, en ons ken in Israel, is daai absolute gebrokendheid, daai absolute nietigheid. En dan is dit daar net een verwagting wat ons het, en dan gee Jaweh dit so mooi in Psalm 32, hy sê, wat se voorreg is dit nie, dat ons sondes bedek word. Wat 'n genade is dit, dat nie een van ons wat hier sit, 'n regverdige oordeel kry vir dit wat ons gedoen het nie. En daarom word ons stil, en ek wil terugblaai daar na Psalm 32 toe. En daarom roep dit ons dan nou, daar in vers 2, en geliefdes, hoor hier die woorde, wel, gelukkig en salig is die mens aan wie Jaweh die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie se gees geen bedrog is nie. Wat 'n wonderlike genade wat Jaweh sê, as jou sonde nie toegereken word aan jou nie, jou rebellie en jou opstand, wel, gelukkig en salig is ek en jy weens dit. Want as Jaweh ons bedek, dis ons enigste hoop. En daarom gaan ons nooit na Jaweh toe met hierdie ingesteldheid van ons verdien iets nie. Ons gaan na Jaweh toe, Jaweh, ons is onverdienste diensknegte, vir wie u sonde u bedek, wie is 'n rebellie u wegvee en nooit daaraan dink nie, deur u genade. En dan kom Paulus en hy stel dit en hy sê, want ek elendige mens, wat kan ek in myself gedoen het? En is nodig dat ons begin by hierdie eerste deel van die boodskap. Want ons grootste probleem is nie dat ek en jy nou en dan sondig en oortree en foute maak nie. Ons uitdaging is dat ons lewe word gekenmerk deur rebellie. My eie vlees word gekenmerk deur rebellie. My eie ek is 'n rebelse opstand. En die enigste manier dat daardie rebellie begenadig word is onder die bloed van die lam. En daar's geen ander manier nie, daar's geen ander prestasie nie. Dis nie net ek het swakhede nie, dis nie net ek maak nou en dan foute nie. Nee, ek elendige mens, wie kan my verlos van hierdie sondige liggaam? En is daai toestand waar die gelowige en elkeen van ons dan eers werklik kom by daai punt van waaroor gaan die evangelie? Want Psalm 32 beskryf daai wonderlike genade wanneer die mens se sonde bedek word. Maar voor dit, en Paulus, koning Dawid maak dit mooi, wanneer die mens sonde doen, en wanneer ons sonde doen, en ons sondes probeer self bedek, wanneer ons sondes probeer wegsteek, lees daar vers 3, ons sê dit dikwels, maar toe ek geswyg het, toe ek my sondes bedek het, toe ek het verswyg het my gebeente uitgeteer, my bril die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my, en my murg het verander soos deur somergloed. Die oomblik wanneer ons sonde en ons ongeregtigheid probeer wegsteek, wegredeneer, onthou daar's twee maniere. Die een manier is om soos Paulus voor Jaweh te staan, ek elendige mens, Jaweh wees my genadig. Die ander manier is om te sê, ek's nie so erg nie. Ek's nie so sondaar nie, ek's daarom nie so erg nie. En daarom, wanneer die mens dit doen, dan begin hy sy sondes weg te steek, dan begin hy dit verkleineer, verskoon, maar dit gaan nie weg nie. Wat word sonde later in ons? Dit word 'n verterende ding wat jou van binne af opeet. Daar's geen vrede nie, want die hand was teen my. Dis eintlik die hartseer deel. Elkeen van ons kan weet dit. Vir ons as kinders van Jaweh,
Kom ek vra net eers so. Die goddelose, kan die goddelose aangaan met sonde sonder berou en skaamte en skuld? Ja. Die goddelose kan aangaan sonder enige skuld en skaamte. Maar vir die kind van Jahwe gaan daar altyd skuld en skaamte wees. Daar gaan altyd berou wees. Daar gaan altyd, ja, jou vlees gaan partykeer wil inwerk om te maak asof jy dit moet ignoreer, jou besig hou, jou met allerhande goeie stimuleer, dat jy nie dink aan die verkeer, dink aan die skuld en die skaamte, maar die oomblik as alles stil word om jou, kom die stem van die Heilige Gees deur, en hy getuig in jou hart, dit wat jy gedoen het is nie reg nie. En dis 'n groot genade, en daarom sal dit altyd, as jy jou sonde bedek, gaan dit jou vrede steel. As jy jou sonde wil stilhou, gaan dit by jou skuld en skaamte bring. En dis 'n wonderlike genade. Jy kan onthou, ons het 'n paar Sondae, ek dink is seker omtrent 2 maande terug gehandel, wat 'n genade dat dit is dat ons skuld en skaamte voel op sonde. Dis 'n wonderlike voorreg, want dit dring ons tot Jahwe. Maar die hartseer is, wanneer dit bly bedek word of bly ontken word, kan dit lei tot waar jy voel, maar jy is Gods verlate. Jy voel amper, maar ek kan nie meer bid nie, ek kan nie meer tot Jahwe gaan nie, want my sonde is so groot en so baie, ek voel so onwaardig. En die werklikheid is, ja, jy is. Ons almal is. Maar dan wil ons mekaar herinner daaraan en sê, wat is die hele roeping, is juis om te sê, ek is nie waardig om Jahwe te dien nie, maar in die naam van Yeshua kan ek tot Jahwe gaan. En kan ek roem en kan ek sê, wel, gelukkig en salig is hy, wie Jahwe se sonde, vir wie Jahwe sy sonde bedek. En dan kom ons by vers 5. Hoor hoe mooi sê hy dit, my sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Jahwe my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Gelukkig is een van die onbeskryflike is, hoeveel keer het u al gedink, maar u wil iemand nie vergewe, omdat hy sê net maar die tweede of die derde of die vierde of die vyfde keer iets teen u gedoen het nie. Die wonderlike genade is dat Jahwe na elke keer terugkom en sê, my genade is vir jou genoeg. Jy verdien nie niks daarvan nie, want jy kan nie presteer om dit te verdien nie. En ek wonder partykeer as ons besef in watse netelige posisie ons eintlik is. Want hoeveel keer het ons vir Jahwe gevra vir vergifnis, net om dit weer te doen? Hoeveel keer was ons ek wil amper sê, eie willig teen Vader Jahwe, en het vergifnis gevra net om dit weer te doen? En as dit teenoor 'n mens was daar verseker nooit meer 'n kans nie. Maar Jahwe is nie 'n mens nie, maar dit roep ons by daai werklike ervaring van Paulus, ek elendige mens. Ek is niks. En dit roep ons dat die hele evangelie, en dit is hoekom een van die belangrikste begrippe vir ons in die evangelie, is die totale verdorwendheid van die mens. Ons leef in 'n wêreld waar die mens opgehef word in humanisme as iets goeds en iets wonderliks. Dit wat ons weet in die evangelie, is dat ek elendige mens. En dit wat in my goed is, dit wat in my mooi is Jahwe se genade in my. In myself is ek tot niks in staat nie. In myself, kyk maar net vir Israel van ouds, daai rebellie deur al die eeue, daai eie willigheid, selfs, hoeveel keer het ons nie al gedink, dan lees ons 'n Bybelverhaal, byvoorbeeld as kinders, en ons dink in die rigters, en ons dink hoe wonderlik Jahwe deur Gideon vir Israel verlos het, net om te sien dat wanneer daar 'n paar jaar verbygaan, Israel weer murmureer. Of wanneer hulle daar by die Skelfsee staan, en die Skelfsee word geopen, en hulle trek droogvoets deur, en wanneer aan die ander kant deur is in Egipte, en die Egiptenaars agterna jaag, en Moses sy hande optel, en die see gaan toe, en die Egiptenaars en Farao en sy leers word vernietig, om net daarna weer by Mara te rebelleer, te murmureer. Om net daarna weer opstandig te wees, en eie willig te wees, en selfs selfgeregtig te wees, om vir Jahwe te sê, dit is die skrikwekkende, dat die volk, soos een man vir Jahwe sê,
Kom ons stel vir ons 'n man aan, die man Moses daar op die berg. Dit het net nou, hulle is net deur die see gewees. Hulle is net by Mara verby. Hulle het die water uit die rots gedrink. Daai wonderlikhede ervaar. En die volgende oomblik dan sê die volk vir mekaar, daai man Moses is bo op die berg, hy's dood. Kom ons maak vir ons 'n goue kalf en ons stel vir ons 'n man aan en ons gaan terug na Egipte toe en ons gaan bly daar, want daar's die vleispotte van Egipte. Dit is jou en my vlees. En dan sien ons dit in onsself. En daarom, wanneer ons vanmôre praat oor Psalm 32 en Romeine 7, is daar twee dinge wat uitstaan. Ek, elendige mens. En laat ons dan daarmee saam sê, ons elendige Israel. Want ons is so begenadig, wat ten spyte daarvan, gaan vra ons, maar hoe lyk die afgode van die ander volke? Kom ons gaan dien eerder hulle afgode. Kom ons gaan jaag eerder hulle gewoontes na. Kom ons wees nie heilig aan Jahwe nie. Kom ons wees verdorwe soos die wêreld. En dis die hartseer daarvan. En dan binne daai, die eerste een, ons elendige mense. En dan die volgende een wat daarmee saam, welgeluksalig is die man wie sy oortredinge vergewe is. Want dit is ons enigste hoop. En daarom, en dis daai hele gedagte van Romeine 7 en Psalm 32. Welgeluksalig is hy wie sy oortredinge vergewe is. En onthou nou daai woorde van Romeine 7, wie sal my verlos? En daarom die belangrikste, ons het 'n verlosser nodig en daarom draai ons lewens nie om onsself nie. Ons redding draai nie om onsself nie. Ons redding gaan nie oor ons prestasie nie. Ons redding gaan oor die belydenis van die een wat vir ons gesterf en opgestaan het. En dis die wonder van die evangelie. Vergifnis is nie net, en ek wil tog dit net baie duidelik sê, ons het dit al in die stilte tye gesê, maar ek wil dit graag weer herhaal. Vergifnis is nie net, ek vergewe jou nie. Vergifnis is nie net Jahwe wat verbystap en sê, julle is vergewe nie. En selfs wanneer Yeshua by daai sieke stil staan en hy sê, jou sonde is jou vergewe, staan op en loop, of jou sondes is jou vergewe, sodat jy kan weet, ek is die seun van, dit het 'n prys gekos. Dis nie net die spreek van die woord en is verby nie. Daar was 'n implikasie. Jesaja 53 vers 5 sê, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Hy is terwille van ons ongeregtighede verbrysel. En die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So die belangrikheid is dus, die genade van skuldvergifnis, beteken nie dis Jahwe wat verbystap en sê, julle is vergewe nie. Dis Jahwe wat in ons plek gaan staan en daai vloek dra. Dis hy wat mens kom word en kom sê, ek is in jou plek. Daarom, wanneer hy dan in Romeine 8 vers 1 kan sê, daar is dan nou geen oortredinge vir hulle wat in Yeshua Messia is nie. Dan is dit die wonderlike genade dat, omdat hy my straf gedra het, kan ek in hom lewe. Omdat hy daardie volle beker van die oordeel van Jahwe gedrink het, namens my, van die regverdige oordeel. Onthou, Jahwe is 'n regverdige God, en hy kan nie sonde nie ongestraf laat bly nie. En daarom kon hy nie net verbygestap en gesê, Israel, julle sondes is versoen, is klaar nie. Maar die enigste manier was dat die God van hemel en aarde, en dis die genade, daai beker van oordeel kom drink het vir ons, aan die vloekpaal gehang het, en daar kan hang en sê, Vader, wees hulle genadig. En wanneer hy sy bloed gestort het vir ons, en sy lewe vir ons gegee het, sodat elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dis ons roemtaal. Dis ons getuienis, nie ons eie prestasie nie, want ons is swak. Nie ons eie iets van onsself nie. En daarom, die mens het in homself hierdie soek om homself te verlos, om homself waardig te wees, en die mens kan nie, die mens is gebroke. Selfs ons beste dade is 'n wegwerplike kleed voor sy aangesig. Van die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dis by my aanwesig, ek sien hierdie ding elke dag deur my. En daarom is die mens in hierdie tragiese toestand van, maak nie saak hoe harder hy probeer nie, hoe meer gebroke is hy. Totdat hy daardie een ding doen. En dis wat Paulus kan sê, nie wat kan my verlos, hoe kan ek my verlos, wat nie. Wie kan my verlos van hierdie liggaam? En dan daai, ek dank Jahwe, deur Yeshua
Messia. En julle, dis ons genade. En ja, in 'n wêreld waar ons so besig is met baie dinge, vergeet ons partykeer daarvan. Ons raak so besig met die dinge waarmee ons storm en jaag en ons besig hou en al daai dinge. Maar julle, dit alles, hierdie hele bestaan kom neer op een aspek. Dankie vir u genade vir my. Dankie dat u my red van my gebroke toestand. Die wonder van die vergifnis is dat Jahwe nie wag dat ons moet perfek is of moet toetree nie, maar uit sy liefde kom sterf hy vir ons. Julle, en ek wil dit so herhaal vanmôre, uit sy liefde kom sterf hy vir ons. Hy wag nie eers vir Israel om te sê, ons het 'n verlosser nodig nie. Verskoon. Hy wag nie eers vir Israel, dat Israel waardig kan wees om dit te ontvang nie. Jahwe doen dit uit sy beskikking uit, en hy kom word vlees vir sy bruid. En dis onbeskryflike genade. En daarom kan ons, as hy so wonderlik vir ons voorsien het, kan ons hom vertrou elke dag. En daarom kan ons, daai Psalm 20, ek het my sonde u bekend gemaak. Ek het my swakheid u bekend gemaak. Ek het my stryd u bekend gemaak. Ek het my worsteling u bekend gemaak. Ek het myself oopgemaak voor en sê, Jahwe, ek erken, ek is nietig. Ek kan myself nie red nie. Ek kan myself nie verander nie. Ek kan myself nie vorm nie. Ek kan myself net voor u neerlê en sê, hier is ek. En dis die kern van vanmôre se boodskap. Vanmôre se boodskap se kern gaan vanuit Psalm 32 en in Romeine 7, daai Jahwe, u genade, u lewe, u redding, u verlossing, u vergifnis is my vreugde. En daarom kan Paulus sê, ek dank Jahwe deur Yeshua Messia, ons heerser. En daarom die wonderlike, nou kom ons terug, want wat ons begin, by die bewustheid van ons eie swakheid. Nou, kom ons sê net eers dit. Daai vergifnis van Jahwe bring ons terug na Jahwe toe. Daarom sal ons lees daar by Psalm 32, vers 6. Daarom sal elke vrome u aanbid in u tyd as u te vinde is, ja, by die oorstrominge van die groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. Die vrome sal Jahwe opnuut aanbid, en bly net vir 'n oombliekie by. Die doel van vergifnis is nie bloot om die vrees vir die hel en die straf weg te neem nie. Die doel van vergifnis om ons opnuut met Jahwe te wandel. Dis die doel. Die doel hoekom Jahwe ons sondes wegneem is gemeenskap met ons. Nou kan ek opnuut met vrymoedigheid Jahwe dien. En dan kan ons vanmôre sê, hoekom kan ons vanmôre met vrymoedigheid Jahwe dien? Hoekom kan ons vanmôre met vrymoedigheid na die troon van genade toe gaan? Want nie in onsself nie, want ons is maar hoekom? Want Yeshua se bloed reinig ons van alle ongeregtighede. En daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Yeshua Messia is nie. En al worstel ek nog in my vlees, is dit my getuienis, is dit my belydenis, is dit die lied wat ek sing, u genade is vir my genoeg. En daarom, vers 11, wees bly in Jahwe en juig oor regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Daai wonderlike genade om te kan bly wees in Jahwe, want onthou ons het begin by die sonde, ons het begin by Jahwe se genade, daarom kan ons sondes bely, daarom het hy dit vergewe, en dit bring ook nie te vreugde in my hart. Die wonder van vergifnis is dat die elendige mens, en ek wil julle met hierdie taal nou onthou, dat die elendige mens, ons gaan nou na Paulus se woorde, die elendige mens kan sê, welgeluksalig is ek. Dis die groot genade. Onthou wat het Paulus gesê, ek elendige mens, die van, jy kan nou net by my bly, want dit is nou al twee gedeeltes uit, een is uit Psalm 32 uit, en een is uit Romeine 7. Romeine 7, wat sê Paulus? Ek elendige mens. Wat sê Psalm 32? Welgeluksalig is die man wie sy oortredinge vergewe is.
So ek en jy beweeg van daai, ek ellendige mens na, welgeluksalig is ek, want my sondes is vergewe. En dieselfde mens, dieselfde ene wat kan getuig, ek is niks nie, is die een wat sê, ek dank Jahwe. Ek is so begenadig, ek is so genade, deur sy goedheid. Nou, ek kan vir 'n oomblik gou opkyk. Ek wil gou, as ek nou vir u vinnig moet vra, dink aan persone, wie se lewens Jahwe se vergifnis, wat hulle Jahwe se vergifnis besef het. Dan dink ons aan uitstaande seker koning Dawid. Koning Dawid is daai vergifnis van Jahwe kon, maar dink aan 'n man soos Petrus. Dieselfde man wat daar gestaan het en gesê het, ek ken hom nie, ek beloof ek ken hom nie, ek sweer julle, ek ken hom nie. Is die man wat later die een word wat die evangelie, wat kragtige dade, julle dat Jahwe hom gaan vat en hom begenadig is dat wanneer sy skade weer op iemand val, dan word hulle gesond. Dis Jahwe se genade. Het Petrus dit verdien? Verseker nie. Maar Jahwe vat hom en hy vergewe hom en hy doen dit met hom. Wat van 'n man soos Paulus? Paulus wat die gemeente vervolg en verskoon en laat doodmaak, is dieselfde een wat ook, wanneer sy skade weer op iemand val, dan word hulle genade in die naam van Jahwe. Wanneer Jahwe 'n ellendige mens kan vat, sê ek gebruik jou, al is jy swak. En ons dink baie keer aan die Bybelkarakters en ons dink hulle was hierdie supermense gewees, het hulle geite en uitdagings gehad soos ek en jy? Was hulle gebroke soos ek en jy? Volkome. Hulle almal was nes ek en jy gewees, hulle was nie supermense nie. Maar Jahwe gaan vat hulle in sy genade en sê, ek het jou lief. Ag, dink aan Saggeus. Saggeus wat ander geld afgepers het, wat skatryk geword het om ander te verdruk. En wanneer Yeshua by hom kom sit, om saam met hom te eet, dan verander dit Saggeus se lewe. Dink aan die verlore seun wat weggestorm het van sy vader se huis af, al sy besittings gevat het, dit gaan uitmors het, maar dan kom hy weer terug na die vader se huis. Vader, ek is nie werd om die seun genoem te word nie, ek is laat ek maar een van die diensknegte wees. Maar Jahwe se hart is daai liefde. En so kan ons deur die woord gaan. Een van die klinkende voorbeelde is daai Manasse. Manasse wat alles doen wat jy nie mag doen nie. In oortreffende trap. Maar wanneer Jahwe sy hart verander terwyl hy daar in Babylon is, en hy daar in kettinge gebind is, en skielik Jahwe sy hart aanraak en dit verander, dan bring Jahwe hom terug na die land. Dit is daai genade wat ons nooit kan verstaan nie. En weet julle wat? Dis ons belydenis. Ons belydenis is Jahwe se goedheid vir jou en vir my is onbeskryflik. En daarom vanmôre die tema, die wonder van vergifnis. Die wonder van versoening, die wonder van Jahwe se liefde, die wonder van Jahwe wat ons weer roep. En daarom, wanneer ons dit ervaar in ons eie lewe, want nou wil ek na die einde toe gaan, die wonder van Jahwe se liefde en sy goedheid en sy vergifnis, is uiteindelik 'n persoonlike saak ook. Dis uiteindelik nie net Jahwe vergewe Israel nie net Jahwe vergewe my naaste nie, Jahwe vergewe my. Yeshua het nie net gesterf vir sondaars nie, hy het gesterf vir my. En sy bloed het gevloei vir my. En die doringkroon wat hy gedra het hy gedra vir my. En die spoeg wat hulle hom gespoeg het en geslaan het met die stokke, het hy gedoen vir my. Sodat ek hom mag ken vandag. En dat hy is gesterf vir daar aan die vloekpaal, sodat ek wat op niks kan roem nie kyk vir ander mense, nie rondkyk nie, net voor Jahwe staan, u genade vir my is onbeskryflik. En daar is dan nou geen veroordeling teenoor my, omdat ek in Yeshua is nie. Sy genade is vir my die lewe.
Welgeluksalig is ek vandag, want hy het my oortredinge bedek. Hy het dit vergewe. En daarom, geliefdes, daai persoonlike getuienis, en dit roep ons aan, ek dank Jahwe, deur Yeshua Messia, my heerser, vir sy genade vir my. En ek wil daarmee vir elkeen van ons vra, is dit, oom Dries, is dit ons ingesteldheid? Styron, oom Mac, oom Andrei, Nardus, elkeen van ons Sakkie, is dit ons ingesteldheid? Is dit wat ons absoluut bely, dat dit is my lewe, nie die ander dinge nie. Dis my lewe. En ek weet ons word ingesluk deur die wêreld en daar's so baie dinge waarin wat die wêreld jou wil trek en wil besig hou. Maar julle moet onthou, die dag as Yeshua kom, is dit al wat saak maak. Net dit. Dan gaan nie vra hoe hard het jy gewerk, wat jy dit gedoen, hoe het jy dit gedoen. Hierdie ding en daai ding, die enigste ding was, is jy in Yeshua, punt stop. Dis al. En daarom, geliefdes, laat ons regtig getrou wees, om te bely, om Jahwe werklik te dank, vir sy genade, vir sy verlossing, dat hy gekom het en my sonde bedek het, dat hy vir my 'n erfenis gegee het in hom, dat ek kan sê, ek getuig in myself, ek elendige mens, maar in Yeshua, welgeluksalig is ek, al is ek 'n elendige mens in myself. Ek het gesondig, maar Jahwe vergewe. Ek is eiewillig en hardkoppig, ek is skuldig, maar u genade is vir my so groot. Mag dit wees, dat elkeen van ons juis getuig, nie hoe sterk is ek nie, nie wat het ek als bereik nie, nie waarmee is ek als besig nie, maar Jahwe, dat ten spyte van my onvermoë, en dit is die een ding wat ons almal kan getuig, ons almal se onvermoë, dankie vir u genade, en dit bring vir my 'n blydskap om Jahwe te kan dien, en ek wil daarmee afsluit. Mag dit ons dring, om dan met blydskap Jahwe te wil dien. Mag ons dit in herinnering roep, nie net verbygaan nie, maar in herinnering roep, sodat ons juis in dankbaarheid Jahwe wil dien, want sy genade is vir ons onbeskryflik. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, ons dink aan daardie toneel in Openbaring, wanneer daai skare voor die troon staan, in absolute erkenning en bewustheid van u grootheid. Wanneer die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge, wanneer hulle krone vat en hulle dit voor die neerlê en op hulle aangesigte val, en uitroep, heilig, heilig, heilig is Jahwe die Almagtige. Vader Jahwe, dan wil ons saam met hulle voor u buig en sê, u is so groot. En Vader Jahwe, dankie vir die genade wat u aan ons bewys, sonder verdienste, sonder dat ons geregtig is op iets, maar u liefde wat ons lewens ook roep. Help ons dan ook om in hierdie week wat voor lê, u getrou te dien. Amen. Vader Jahwe, en daar waar ons dikwels struikel, daar waar ons dikwels eiewillig is, wees ons genadig. Trek ons opnuut deur die Heilige Gees. Maar dankie dat u ons vergewe het, sodat ons aan u mag behoort. Al die lof, al die eer kom u toe. Ons dankie in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan,
Kom ons hef die hande op en ontvang ons Vader se seën. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.